Geliefdes, ons toetrede gesang tot vanmôre se erediens kom daaruit gesang 168 strofes 1 en 3. 168 strofes 1 en 3. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, ek is die lig en julle redder, julle hoef nie bang te wees nie. Ek is julle toevlug, julle hoef nie te vrees nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons die Here se seëngroet antwoord met 'n lofsang. Kom, laat ons sing uit Psalm 45 vers 1, 3 en 5. Gemeente, ons maak volgens die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, daar uit die eerste brief van Johannes, 1 Johannes hoofstuk 1, daarvan af vers 5 tot en met vers 10. In die Kansel Bybel is op bladsy 359. Maar geliefdes, voordat ons saam lees uit die woord van die Here, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Here, ons God, ons raak weer vanoggend voor U stil.
Ons bid, Heer, mag ons ontvanklik wees vir die woord wat ons nou gaan saam lees. Ons bid, Heer, dat U hard en duidelik en verstaanbaar tot ons as U gemeente sal spreek. Ons bid, Heer, dat ons hierdie woord van U sal oordink. Ons lewens aan U woord sal meet. En waar dit nodig is, dat ons lewens ook sal bring in ooreenstemming met wat U woord ons leer. U weet dat ons bevind in 'n wêreld wat maar baie eie gerigtig is. 'n Wêreld wat sy eie kop volg. 'n Wêreld wat leer dat elke mens kan maar maak soos hy of sy goed dink. Maar ons weet wat die gevolg daarvan is. Daarvan lees ons in U woord. Daarvan getuig die geskiedenis. Maar ook as ons kyk na die wêreld en die omstandighede waarin ons bevind, dan sien ons duidelik waarna 'n goddelose wêreld op pad is. Die wêreld, anders gesê, die mensdom, is in 'n krisisuur. Ons word daagliks gebombardeer met die gevolge van die sonde. En daarom, Heer, is dit vir ons as U kerk, as U volk, so nodig om na U woord te luister. Daarom ook so belangrik dat ons hierdie woord sal leef en sal dra. Ook aan ons geliefdes, die mense in wie ons in aanraking kom, maar ook diegene wat dit dalk nie eers wil hoor nie. So bid ons vir die kerk, die liggaam van die Seun. Daar waar U kerk ook geplant het, in die lengte en die breedte van hierdie wêreld. Bid, Heer, dat U daardie arbeid sal seën. Ons bid dat hierdie mensdom tot insig, maar boals tot bekering sal kom. Ons bid ook, bewaar ons van die aanslag van die ou Satan en sy magte. Want hulle is fliks. En hulle is daar en hulle is besig. Daarom bid ons vir standvastigheid in die geloof. Maar Heer, ons kan U ook vanmôre loof en dank vir al die genade en al die goedheid wat U aan ons so mildelik skenk. Ons kla en mors so baie oor baie dinge. Maar daar is soveel meer om voor dankbaar te wees. Die feit dat ons hier mag sit, die feit dat ons kan inluister, dis groot genade. U ken elkeen se uitdagings. Ag, ons bede is, Heer, dat elkeen bewus sal wees, wil nie alleen is nie, maar dat U met ons is. Dat dit U is wat ons die krag, liggaam en geestelik skenk om staande te bly, wat die omstandighede ook al mag wees. Vader, ons dank U ook vir hierdie gemeente waarvan ons deel mag wees, hierdie geloofsgemeenskap. Ja, ons is diep bewus van ons tekortkominge. Maar dankie, Heer, dat ons mekaar in die oë kan kyk en mekaar kan herken as broers en susters in die geloof. Daarom bid ons ook, Heer, seën nie net ons samesyn nie, maar seën ook ons handewerk. Mag wat ons dink, sê en doen altyd strek tot U eer. Vader, ons vra weer, spreek tot ons binneste, en ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen.
Geliefdes, ons gaan dan saam lees daar vanaf vers 5. Die opskrif van hierdie perikoop is 'n lewe in die lig van God. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde. En reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing daaruit Gesang 2, 4, 5 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. As ons sondes bely, daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sondes bely, sal hy ons sondes vergeef. Geliefdes, hierdie teksvers sou ek in hierdie oggenduur wou beantwoord met 'n teksvers uit verlede week se teksgedeelte, daaruit Josua hoofstuk 7. Daar lees ons, of het ons gelees ook daar in vers 20, Agan het Josua geantwoord en gesê, waarlik, dit is ek wat gesondig het teen die Here, die God van Israel. Waarlik, dit is ek wat gesondig het. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, sal ons sondes vergewe
en ons van alle kwaad reinig. Liefdes, hierdie 2 teksverse staan teenoor mekaar. Weerspreek die Bybel homself. Wat maak ons met hierdie gedagte, want u sal sekerlik ook ander gedeeltes kan opnoem, wat 'n mens laat wonder. 'n Mens dink byvoorbeeld aan ou Kain, ons dink byvoorbeeld aan die baie bekende karakter in die Nuwe Testament met die naam van Judas. Dalk was daar van u, wat na verlede week se prediking dalk gevoel het, dat u is soos Achan. U het al die skuld bely, maar het voel vir u of u nog steeds gebuk gaan onder die oordeel van God. Dalk was daar van u wat gevoel het, dat u ook dalk maar tog maar moet sterf, soos ou Achan. Liefdes, laat ons vir 'n oomblik ook maar weer 'n bietjie gaan stil staan by daardie teksgedeelte van verlede week. Die hele insident gebeure rondom Achan. Ons moet die voorafgaande gedeelte baie mooi gaan lees. Wat doen Joshua? Hy laat elke stam na vore tree, en dan bevind hy, dit was Juda. En dan kom elke familie, en daar word 'n bepaalde familie aangewys, en dan uit daardie familie kom daar 'n gesin, in die naam van Sabdi. En dan lees ons, kom hulle man vir man, totdat hulle by Achan kom. En as Achan met sy rug teen die muur is by wyse van spreuke, dan roep hy uit, ja waarlik, dit is ek. Dit, nadat die Here vir hulle baie duidelik gesê het wat hulle nie mag doen nie. Dit nadat 'n klomp mans hulle lewens verloor het as gevolg van hierdie sonde van Achan. Dit nadat Joshua die volk bymekaar gebring het en vir hulle gesê het, die Here gaan die sondaar of die misdadiger uitwys. Nadat Juda uitgewys is, nadat 'n familie uitgewys is, nadat 'n gesin uitgewys is, nadat een vir een voor Joshua verskyn het. En nou kom daar die vraag, daar die opmerking. Het Achan nou werklik sy skuld bely? Of was dit nou net 'n desperate uitroep van 'n man wat uitgevang is? Dink vir 'n oomblik daaroor na. Jy sien, geliefdes, die woord van die Here roep ons op tot skuldbelydenis. En dis 'n saak van groot erns. Binne ons geloofstradisie, ook as protestante en ook as hervormers, is dit by ons ook die gebruik om week na week ook by monde van die ouderling ons skuld voor God te bely. Want ons is die bewus van ons sondaar wees, van ons sondige aard, en ons is die bewus van sonde en wat sonde aan mense doen. Maar nie net aan mense nie, ook aan onsself, maar ook nie net aan onsself nie, maar in die besonder ook aan God. Sonde ontstel God. Anders as wat ons baie kere dink, dat sonde net God kwaad maak, of teleurstel, maak die sonde God ook hartseer. Een van die bekende tekste is daar waar die Here Jesus so na Jerusalem kyk en begin ween en sê, as jy tog maar vandag net wou insien wat vir jou verlossing nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daaruit Lukas 19. Ja, geliefde, sonde is 'n verskriklike toestand. Professor Teens Dreyer het by geleentheid het vir ons so verduidelik, dat om sonde te beantwoord, moet 'n mens sonde verstaan as daardie wig tussen jou en God. Alles wat jy doen, wat 'n wig inslaan tussen jou en God, is sonde. Want soos ons reeds gesê het, broer en suster,
het sonde ook 'n gevolg ten opsigte van ons medemens. Maar nou leef ons in 'n wêreld, soos ons verlede week ook vir mekaar gesê het, dat sonde eintlik baie gerelativeer word. Sonde word baie kere maar beskou as 'n persoonlike saak. En daarom word skuldbelydenis ook op 'n bepaalde manier gesien. Daar is verskillende forme van skuldbelydenis. Skuldbelydenis, soos ons reeds gesê het, is eintlik deel van ons wese as kerk, as ons wese van gelowig wees. Ons word van kleins af geleer om te bid, Here, vergewe my sondes. Baie bekende Onse Vader. Vergeef my sondes, soos ek ook die skuldenaars vergewe wat teenoor my oortree. Ons sê dit, ons bring dit onder woorde, maar dit is waar dit baie kere maar net bly. Ek het mos gesê, ek is jammer. En dan gaan ons gewoon maar net weer voort met dit wat ons doen en hoe ons leef. So skuldbelydenis word baie kere maar gesien as hierdie handeling wat 'n ou nou maar net moet doen, net ter wille van, ek is jammer. Die ander vorm van skuldbelydenis, waarvoor mense baie kere lief is om 'n sondebok te soek. Dis altyd iemand anders se skuld, daarom dat ek optree soos ek opgetree het. Was dit nie vir hierdie persoon of vir hierdie bepaalde omstandigheid nie, dan het ek nie dit gesê of dat gedoen nie. Van kleins af ook, leer ons ook hierdie talent baie vinnig aan. Ja, mamma, of ja, maar pa, maar hy het dit gesê, of hy of sy het eers te begin. Of almal in die klas, almal maak so. Daarmee saam ook 'n derde wyse van skuldbelydenis, is maar soos daardie ou bekende gedeelte in die Bybel, van die fariseer wat so na die tollenaar gekyk het, en sê, ag, dankie tog, ek is daarom nou nie soos hy nie. Ons meet onsself ook maar baie keer aan ander mense. En ons troos onsself baie kere, ek doen daarom nou nie wat hy of sy doen nie. Ek is daarom nou nie so groot sondaar nie. Ek is daarom nou nie so sleg nie. Vandag, geliefdes, gebeur dit ook dat skuldbelydenis, en ons het reeds vanmôre daarna verwys, mense ook verval in 'n mentaliteit van slagofferskap. Mense is so vasgeval in hulle lewe en verkeerde besluite of dade wat hulle gedoen het, hulle self so bejammer en nou maar leef asof al die ellende en al die sleg van die lewe hulle eintlik toekom. Hulle is nie in staat om weer kop op te tel nie. Hulle leef onder hierdie skuld en dra swaar daaraan dag na dag. Jy sien, broers en susters, dat skuldbelydenis is nie so 'n eenvoudige saak nie. En in minder of 'n meerdere mate is ons elkeen maar betrokke by hierdie verskillende forme van skuldbelydenis. Ons soek ook baie keer 'n sondebok. Ons is ook baie keer geneig om ons skuld te erken, maar daar by onsself, eenkant, ons sê dit maar onder woorde, en ons voel self goed, ons oortuig onsself, ek het mos nou gesê ek is jammer. Baie van ons verval ook maar soms in 'n slagofferstaat. Iets daarvan, broers en susters, beleef ons nou in hierdie tyd met hierdie berigte Jeffrey Epstein leers wat nou bekend geword het. Wel interessant hoe die een bekende na die ander bekende nou ewe skielik skuldbely en sê ek is so spyt en ek so jammer dat ek die persoon nou ooit geken het en almal het verskonings en so meer. En jy kan verseker wees soos hulle daai miljoene bladsye deurwerk, gaan dit nog net meer en meer word. Maar broer en suster, die woord van die Here bring ons op 'n totaal ander vlak as dit kom by skuldbelydenis. En dis waarna toe 1 Johannes teruggryp. En ons moet nou iets verstaan van hierdie brief. Die skrywer van hierdie brief word maar algemeen aanvaar as Johannes, of dit kom uit die Johannese skool. Johannes, weet ons, was een van die apostels, hy een wat die oudste geword het, en hierdie brief word gedateer baie laat. Maar is in daardie periode waar daar bepaalde gedagtegang ontstaan het. Hulle het die Here Jesus ontken dat hy werklik mens geword het en dat hy waarlik uit die dood uit opgestaan het, maar die grootste gedagte in daardie tyd wat maar verband gehou het met die gnostisisme soos dit bekend gestaan het, is dat
Hulle het eintlik die mens gesien in twee forme, tipe van 'n dualisme. Jy het jou geestelike staat gehad en jou liggaamlike staat. Dit het eintlik met mekaar niks te doen gehad nie. Jou liggaam was sondig, maar dan het jy jou siel of jou geestelike aard gehad en dit kon gered word. So mense kon nie verantwoordelikheid aanvaar het vir dit wat hulle verkeerd doen nie, want dit was hulle liggaam gewees. En daarom kon mense nou maar leef en maak en doen wat hulle wou, maar geestelik kon hulle dan nou beter word. En dit is teen hierdie dwaalleer, hierdie bog en onsin dat Johannes skryf. Maar nogal eintlik 'n gedagte wat vandag ook maar by baie mense leef. Baie kere leef mense ook maar so in so dualisme. Kom ons noem dit maar so gesplete persoonlikheid. In die week is hulle die een persoon en dan op 'n Sondag of bepaalde geleenthede is hulle dan 'n ander persoon. Ons lees baie daarvan in die Bybel. Ons dink aan nou Jakobus wat ook daarna verwys. Johannes sê baie duidelik nee. As jy in die lig van God leef, dan kan daar nie duisternis wees. Jy kan jou nie ophou met die dinge van die duisternis nie. Dan leef jy soos 'n kind van God. Dan leef jy in die lig. En daarom sê hy dit ook, is dit so belangrik dat jy as gelowige moet eerstens besef jy is 'n sondaar. Anderswoorde Johannes ontken nie die sonde nie. Hy sê nie daar is geen sonde nie. Eerstens sal dit baie duidelik. Ons is volledig mens, maar ons is ook volledig sondaar. As ons dan sê ons het nie sonde nie, dan bedrieg ons onsself en maak ons God tot leienaar soos hy skryf. Nee, sê hy, ons moet ons skuld bely. Nou moet ons hierdie belydenis dan verstaan. Hoe bely 'n mens jou skuld? Geliefdes, in die eerste plek moet 'n mens besef wie's God. Gaan oor 'n mens se godsbeskouing wat verband hou met jou verhouding met die lewende God. En nou leef ons in 'n wêreld waar daar ook baie kere bepaalde godsbeelde gepropageer word. Waar God baie kere gesien word as 'n vriend. Natuurlik het die Here eienskappe van 'n goeie vriend, soos ons lees in die Bybel, Spreuke wat daaroor praat en so meer. Maar kom ons stel dit nou maar 'n bietjie meer plat as 'n tipe van 'n soort pel. Baie kere word God gesien as hierdie een wat net moet voorsien. Baie kere word God ook voorgestel as net hierdie genadige, liefdevolle God wat net gee en sê ag is reg, is maar goed. So Eli gedagte soos ons lees in die Ou Testament. Nee, God is die Almagtige. Hy is die skepper van hemel en aarde, soos ons bely. Hy is baie groter as wat ons onsself ooit kan indink. En daarom verwag die Here respek van ons, ontzag, eerbied. Dit stel die Here tog baie duidelik in sy woord en die besonder ook in die 10 gebooie as ons kyk na die eerste tafel van die 10 gebooie. En daarom as ons dan werklik besef wie die Here is en wat die Here van ons vra, dan in die tweede plek gaan kyk ons na onsself. Wie is ek? 'n Mens gaan kyk na jou lewe en dit waarmee jy besig is. 'n Mens gaan meet dit aan die Here se woord. Jy gaan meet dit aan dit wat die Here van jou verwag. En dan besef 'n mens, jy skiet ver te kort. Dan besef 'n mens dat ons het eintlik geen reg tot lewe nie. Ons het nie die reg om in die teenwoordigheid van God eens naaste by te kom nie. En in daardie opsig, broers en susters, verdien ons eintlik wat Agan gekry het. Ons verdien om in die gat van die ellende te val. Ons verdien om gestenig en gedood te word en gebrand te word. Ons verdien nie die lewe nie. Dis die eerste oefening van skuldbelydenis, om inderdaad te voel, ek verdien wat met Agan gebeur het, so gesê. As daarvan u is wat verlede week gevoel het, u verdien wat met Agan gebeur het, is dit reg? Die krisis lê nie by die persone wat hulle geïdentifiseer het met Agan nie, die probleem lê by die mense wat meen, my saak is reg. Ons almal verdien wat met Agan gebeur het. Ons verdien die dood. Maar dan, geliefdes, kom die Here en hy stuur sy seun.
En Jesus Christus neem ons skuld op hom. En dit sluit aan by hierdie verdere gedagte in ons teksvers, waar Johannes skryf en hy is die spreekwoord vir die Here, waar die Here sê hy is getrou. Wat verstaan ons onder trou? Onmiddellik dink ons aan 'n huwelik. Ja, 'n verhouding, 'n verbintenis tussen twee persone. En so staan ons ook in 'n verhouding met God. Die Bybel noem dit 'n verbond en ons as erfgename van die Nuwe Testament ken dit as die genadeverbond. Hierdie verhouding wat God tot stand gebring het, hierdie verhouding wat God in stand hou en hierdie verhouding wat gebore is uit die lewe en die werk van Jesus Christus. Ons word daarvan verseker met elke doopgeleentheid. U ken die woorde. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond, anders gesê verhouding met God het. Dis 'n besonderse verhouding, broers en susters. En met skuldbelydenis is dit so belangrik dat ons al moet besef ons is in 'n verhouding met God. En dat hierdie verhouding vir God belangrik is. Maar dan gaan dit verder en sê maar die Here is regverdig. Dis 'n moeilike woord. Dis 'n woord wat baie mense al baie geplaat. Een van die bekendes was Luther. Luther het by geleentheid uitgeroep het, waar vind ek 'n genadige God en hierdie regverdige God? Hierdie straf en oordeel van God, want as ek in u die woord regverdiging hoor, die geregtigheid van God, dan voel ons en ervaar ons hierdie oordeel van God, hierdie klippe wat op ons reën, die vlamme wat om ons aangesteek word. Dit hoe baie kere God getipeer word as daar gepraat word oor die regverdigheid of die geregtigheid van God. Maar nee, broers en susters. 'n Nederlandse teoloog skryf dit so mooi. Hy sê om die regverdigheid van God te verduidelik, om dit verstaanbaar te maak vir kind en bejaarde, is daar maar net een woord in die Nuwe Testament. Dis 'n naam. Jesus. Jesus Christus is die regverdigheid van God. Ons hoor dit so baie kere, ons bely dit baie kere dat die Here Jesus vir ons ingestaan het, ingetree het, dat hy soos 'n Boas vir ons was opgetree het as 'n losser. Maar wat verstaan ons onder dit werklik, broer en suster? Wat verstaan ons dat die Here Jesus ons sondes en skuld op hom geneem het? Dat daardie sonde waaraan jy dra, het Christus op hom geneem. Hy het dit gevat. Hy het daarvoor gesterf. Dit is weggeneem. En alhoewel ons gesê het ons verdien wat met Agan gebeur het, weet ons as Christene, wat ons verlede week ook gesê het, begenadigde sondaars, dat as ons in hierdie verhouding met ons sondes na God toe kom, dan is dit inderdaad soos Johannes skryf, dan vergeef hy ons dit. En gaan hy verder en sê, hy reinig ons van alle kwaad. En weet jy broer en suster, as dit gebeur, as ons dit besef, as ons dit ons eie maak, deur die werking van die Heilige Gees, want hierdie proses staan in teologie bekend as 'n proses van heiligmaking deur die werk van die Heilige Gees. As ons dit ons eie maak, broer en suster, dan raak dit ook vir ons maklik om onsself te vergewe, want dis baie kere die krisis waarmee mense so worstel en stoei. Ek kan sê ek is jammer, maar kan ek myself vergewe? Geliefdes, 'n mens kan net jouself vergewe as jy die verlossende krag van die Here Jesus in jou lewe aanneem. As jy dit glo met jou hart en met jou siel. Jy moet een ding onthou, dat die ou Satan in die wêreld sal nie ophou om ons te probeer aankla nie. Hy doen dit voortdurend. Hy probeer ons voortdurend te oortuig dat ons is sleg en ons is verlore en ons verdien niks. Maar dis die soete klank van die evangelie, die stem van God wat ons leer en oortuig. Maar ek is vir jou lief. Ek is getrou.
Ek is regverdig. Ek het jou sondes vergewe en jou van alle kwaad gereinig. En daarom, broer en suster, kan ons dan ons koppe optel en leef tot eer van God. As ons, as kerk, as gelowiges, tog maar net weer hierdie diepte en die wonder van die evangelie wil ontdek. Ja, natuurlik is hierdie 'n voortdurende proses, 'n daaglikse proses. Hierdie verhouding met God. Hierdie worsteling en stryd met die sonde. Maar broer en suster, ons is nie alleen nie. Ons het die Here Jesus, ons het sy Gees wat elke dag saam met ons is en ons die krag gee om te kan volhard, om staande te kan bly. Kom ons vat dit saam. Skuldbelydenis is 'n saak van groot erns. Dalk moet ons weer met erns ons skuld voor die Here bely. Die ouderling later vanmôre ook weer die gebooie lees. Mag ons hart oopmaak voor God. Lees by geleentheid waar iemand sê is, om met jou sonde te kom na die Here is om aan die kant van die Here te staan. Om oor daardie kloof te kom, daardie kloof wat die sonde veroorsaak. Om aan die kant van God te kom, is om met 'n skuldbelydenis na die Here te kom, aan sy kant. Maar is ook by daardie gebeure waar die Here ook daardie skuld van ons wegneem. Waar die Here ons oortuig dat hy getrou en regverdig is. Daarmee saam op broer en suster is dat ons ook kan sê ons is jammer nie net vir God nie, maar ook vir mense om ons. Ons sê en doen baie kere dinge wat mense te nakom. En baie kere weet ons dit en baie kere is 'n mens nie eens bewus daarvan dat jy iemand te nagekom het nie. Maar ons moet ook bereid wees om ook vir mense te kan sê ons is jammer. Broers en susters, en dit is soms baie moeilik vir baie mense. Verstaan dit nie, maar toe maar. Ons moet ook kan sê ons is jammer. Maar 'n mens kan net werklik vir iemand sê jy is jammer as jy ook in jou hart glo dat die Here jou vergewe het, want is dit nie wat die Onse Vader ons leer nie? Vergeef my, Here, soos ek ook ander vergeef. Want dan broers en susters, om ook op 'n punt te kom waar jy dit ook agter jou kan sit. En jouself vergewe, want onthou, en ek sê dit so baie kere vir lidmate, ons is nie slagoffers nie. Ons is nie victims nie. Ons is oorwinnaars, survivors. Ons is oorwinnaars in die Here Jesus Christus. Want die Here het ons gereinig van alle kwaad. Ou Agan het dit gemis. Hoe tragies dit is. Die Here het hom soveel geleenthede gegee om te kon uitroep, dit is ek, vergeef my. Maar toe hy alleen staan, soos eendag as die Here ons ook kom haal, alleen staan, dan broer en suster is dit te laat. Jy het geleenthede gehad om jou skuld te bely. Nou die dag praat ek en Dominee Oosthuizen en ons praat so. Sê ja, Judas het 'n groot fout in sy lewe gemaak. Die grootste fout wat Judas in sy lewe gemaak het, was om nie sy skuld te bely voor die Here Jesus Christus. Ja, hy het spyt gekry, het gesê, waarlik, dit is ek, en hy die geld gaan teruggooi daar by die tempel. Maar hy het nooit by die voete van die Here gaan neerval, soos wat Petrus gemaak het. Ja, broer en suster, ons het die voorreg, want ons weet beter. Ons het die voorreg, want ons is deel van 'n geloofsgemeenskap. En daarom moet ons ook altyd met groot erns ons skuld bely. Maar die verlossende krag, die bevrydende krag daaruit, is so oorweldigend en so die moeite werd. Mag ons vanmôre as ons hieruit uiteengaan, as oorwinnaars uiteengaan, mag ons verlig en verlos wees van skuld wat ons dra. Want die Here het dit op sy skouers geneem. Amen. Geliefdes, terwyl jy so sit, kom ons sluit net ons oë. Ons hemelse Vader, o Heer, die sonde is vernietigend. Die sonde bring onrus. Die sonde krap ons lewe om en dis wat die ou duiwel wil. En ons speel maar baie kere graag saam.
Vader, maar hoor ons as ons skuld bely. Ons sê en dink en doen dinge wat nie vir U aanneemlik is nie, wat U baie kere hartseer en bedroef maak. Ons doen en sê dinge wat mense seer maak, maar ook onsself. Dankie Heer vir hierdie woord wat U destyds gespreek het by monde van Johannes, daardie geliefde disipel van U. Vader, mag ons ook ons sondes bely. Mag ons dit aan U voete kom plaas. Mag ons met ons sonde aan U kant kom staan en dankie Heer, dat U ons ken. Dat ons U ken. Dankie vir hierdie verhouding waarin ons mag staan, dat U getrou is. Maar dankie dat U ook 'n regverdige God is. Regverdig in Jesus Christus. Dankie Here dat ons ook weet dat U ons sondes vergeef het. Dat U ons gereinig het van alle kwaad. Heer, ons bid, mag ons dit gaan leef in dankbaarheid. Mag ons elke dag hierdie stryd in die geloof stry teen die aanslag van die sonde. Ons bid o Heer, hou U hand oor elkeen van ons uitgestrek in hierdie week in ons doen en late. Dit bid ons in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur die geloof gered word, laat ons, terwyl ons staan, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer die sitplekke inneem. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom, ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek het die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was,
en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie en ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en bidden Gesang 281 vers 1, 2 en 3, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Na die seëngroet sing ons uit Gesang 532 vers 1. Geliefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.